My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening. Weer eens met 'n woord wat die Here vir ons gegee het, wat eintlik 'n groot impak in ons lewens sal maak as ons met die regte oor kan hoor en met 'n ontvanklike hart dit wat die Here vir ons wil sê. So die titel van ons boodskap is Luister na God. Dis die titel. Nou ek wil hê jy moet mooi luister na hierdie titel. Luister na God, nie na jouself nie, na God. Het jy geweet dat die mens het eintlik geeswerking in hom wat in vyandskap met God is? So jy moet baie pas op vir jou eie redevoering en nie na God te luister nie. Nou kyk wat het met Jesus en die skrifgeleerdes en die fariseërs gebeur. Ek gaan vir ons lees uit Johannes 8, lees vir ons uit Johannes 8 en ek gaan vir ons hier van vers 41 af lees. Ek kan ongelukkig nie die hele hoofstuk lees nie, dan gaan dit te lank vat. Ek moet hierdie gedeelte uithaal, maar jy kan absoluut die hele hoofstuk gaan lees om te sien hoe die toepassing hiervan is. Vers 41, julle doen die werke van julle vader, sê Jesus vir hulle. Toe sê hulle vir hom, ons is nie uit ontug gebore nie. Ons het een Vader, naamlik God. Nou hier antwoord Jesus hulle, dink aan ons titel, luister na God, hoor gou hier. En Jesus sê vir hulle, as God julle Vader was, sou julle my lief hê, want ek het uit God uitgegaan en gekom, want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar uit hom wat my gestuur het. Goed, waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Julle, hierdie is 'n baie groot probleem. Ek het in die kerk menigte kere hierdie ding ondervind. Waarom wil julle nie na God se woord luister nie? Waarom wil julle nie na die woorde van Jesus luister nie? Hoor wat sê hy? Omdat God nie julle Vader is nie. So, hierdie het ek in die kerk baie ondervind, dat ek die woord soos hy geskryf staan, reguit preek. Julle sal nie glo gaan mense in aanstoot nie. Staan op, loop uit, gaan sê vir ander mense, hulle kom nooit weer terug na die kerk toe nie, net omdat die woord reguit gepreek is. Nou hoor nou hier, waarom ken julle my spraak nie? Jesus sê, waarom ken julle sy spraak nie? Onthou sy woord, né? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Nou sê hy, julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy wat 'n mensemoordenaar van die begin af was hy 'n mensemoordenaar. En omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie. Omdat hy 'n leenaar is en die Vader daarvan. Maar omdat ek die waarheid spreek, glo julle my nie. Wanneer glo mense nie die waarheid nie? Ek wil net op hierdie punt stop. Mense glo die waarheid nie, want hulle wil dit nie glo nie, want die waarheid het op 'n punt in hulle lewe raak geslaan. Soos byvoorbeeld om saam te bly en jy's nie getroud nie. Sê die woord van die Here sal jy die koninkryk van God nie beerwe nie. Nou as jy daai punt in iemand se lewe raakslaan en dit is woord, slaat hulle in 'n rebellie uit, en hulle gaan soek tot skrifte om hulle self te regverdig en gaan praat met mede-Christene en as 'n pastoor waag om dit te preek, dan sal die wat saam bly en nie getroud is nie sê, ek kom nooit weer terug na hierdie kerk toe nie. So, julle hoor net, kom ons evalueer reg. Ons wil tog die ewige koninkryk van die hemele beerwe. Hoor wat sê hy? Hy sê, wanneer hy leentaal praat, dis die Satan, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die Vader daarvan. Maar omdat ek die waarheid spreek, glo hulle my nie. Julle weet julle wat, ek word eerder bestraf
wanneer ek van die pad af is op 'n sekere area in my lewe en trek myself reg en van daar af loop ek die pad reg. So ek wil vir julle sê, nee, doen dit asseblief. Nee, nou sê hy, wie van julle oortuig my van sonde? En as ek die waarheid spreek, waarom glo julle my nie? Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie. Hoor gou weer julle, die wat uit God is, luister na die woorde van God. Wat is die woorde van God? Die Bybel. God het vir ons sy woord baie mooi uitgelê, saamgebind en vir ons bymekaar gesit. En vandag is ons so gelukkig dat elke liewe een van ons 'n Bybel kan besit. Nee, sodat ons altyd weer terug kan gaan na die Bybel toe om te kyk of ons nog in lyn is met God en of ons al begin verdwaal het. Julle glo die woord van God. Hy wat die woord van God glo, glo God. Hy wat nie na die woord van God wil luister nie, hy behoort nie aan God nie. So ek wil hierdie boodskap vandag vir julle gee. Julle weet dit, dat ons moet luister na die woord van God, moet getransformeer word na die woord van God, al pas dit nie ons lewens soos dit nou is nie. Kom ons maak ons oë toe, ek wil vir ons 'n gebed doen. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun, Here, Here my God, help ons en verander ons harte, dat ons die woord sal aanneem, daarna sal luister, Here, Here my God, Vader, al pas het ons nie, al krap het ons lewens om, Here, dat ons gehoorsaam sal wees aan U woord. Ons dankie en ons ontvang dit nou, in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Loof die naam van die Here, liefde en seëning. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien, baie liefde en seëning vir julle. Amen.